hoofstlede woord onthou, wat die Here, moenie vergeet nie, onthou die pad waarlangs die Here, die God, julle gebring het, julle God julle gebring het, verlos het, hoe hy julle die woestyn getrek het, hoe julle voete nie geswel het nie, julle klere het nie verslyt nie, onthou, dit is die groot woord, want die Here sê onthou. En dan, kom ons kyk na Filippense, ons is hier eintlik by die laaste hoofstuk, vers 10, wat Paulus dan skryf, hy sê, ek is in die Here besonder bly, dat julle nou uiteindelik van niets af aan my gedink het. Eintlik het julle aan my gedink, maar julle het nie die geleentheid gehad om aan my aandag te gee. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om in alles of om in alle omstandighede tevrede te wees. Ek weet wat dit is om gebrek te ly, en ek weet wat dit ook wat dit is om oorvloed te hê. Ek is in elke opsig ingewy in al hierdie dinge om versadig te wees, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Nogtans was dit goed van julle om in my swaar kry te deel. Julle weet ook Filippense dat aan die begin van my evangelie verkondig toe ek in Macedonië of na Macedonië vertrek het, geen gemeente bygedraai tot my rekening van inkomste en uitgawes nie, behalwe julle alleen. Ook in Thessalonika het hulle meer as eenmaal iets vir my behoeftes gestuur. Dit is nie dat ek van julle 'n bydrae verlang het nie. Ek verlang eerder dat die belegging wat julle maak toenemend mag groei of moet groei. Ek het alles ontvang en dit ruim. Ek het meer as genoeg, nou dat ek van Epaphroditus ontvang het wat julle vir my gestuur het. Dit is soos 'n lieflike geur, 'n aangename offergawe wat God behaag. En my God sal ruimskoots in al julle behoeftes voorsien in ooreenstemming met sy heerlike rykdom in Christus Jesus. Aan ons God en ons Vader kom die heerlikheid toe vir ewig en ewig. Amen. Gaan hy tot hy dan die laaste groete gee, maar ons gaan net fokus in besonder vanaf vers 10 tot 14, wat van die kommentaar opbreek in hierdie besonderse gedeelte. Hy sê, ek is besonder bly dat julle ook nou uiteindelik van niets af aan my begin dink het. Eintlik het julle aan my gedink, maar julle het nie die geleentheid gehad om aan my aandag te gee. Nou gaan hy sê, ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie. Paulus erken prontheid, ek ly nie eintlik gebrek nie, want ek het geleer om in alle omstandighede tevrede of vergenoeg te wees. Content is die Engelse woord, contentment. Ek weet wat dit is om gebrek te ly, ek weet wat dit is om oorvloed te lê, ek is in alle opsigte ingewy, geïnisieer, sê van die vertalings, en al hierdie dinge om versadig te wees, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly, en ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. En dan sê hy, nogtans sê ek, dit was goed vir julle om met my swaar kry te deel. Ek is so bly julle saam met my gedeel in my swaar kry. Ons bid dat Here sy woord seën. Vader, ons dankie dat alle skrif is deur U geïnspireer. Is deur die Heilige Gees uitgeasem en is nuttig tot lering, teregwysing, vermaning en die man van God op te voed in U woord. Lei ons gedagtes, sluit ons gedagtes in van dinge wat buite aangaan, dinge wat by die huis aangaan, wat met ons families aangaan, waaroor ons besonder bekommerd is baie keer. Help ons, Here, om op U woord te fokus en U daarin te eer. Ons dankie dat U vir ons 66 geskrifte gegee het wat bevestig dat Jesus die Here is. Dat die lam van God moes ly, dat die lam van God geslag moes word. Nie net by die Paasfees nie, maar dat die lam van God geslag is aan die kruis, sodat ons kan ewige lewe hê in hom. Dankie vir die Heilige Gees wat ons herinner aan alles wat U gesê het. Vader, dankie dat U die Parakleet gestuur het na Jesus se vervulling van Here U woord wat U van hom verwag het. Lei ons dan ook in U waarheid en in U geregtigheid. Amen. So ons is besig met die
ek hou van die Engels penultimate, die voorlaaste deel van hierdie skrywe van Paulus van 4 hoofstukke. Natuurlik, dit was nie hoofstukke in daai tyd toe dit geskryf het nie, dis een brief aan mekaar geskryf aan die kerk in Filippi. En ons moet weer onthou in konteks, wie het hierdie kerk geplant? Dan sal hulle sê, ja, Paulus was daar, hy het die brief geskryf saam met Timoteus, ons weet Lukas was daar, hy is die een wat Handelinge vir ons geskryf het en oor Paulus geskryf het, en ons weet Silas is daar, want Silas was saam met Paulus in die tronk gewees. Maar dit is nie eintlik hulle wat die brief geskryf het nie, wie het eintlik regtig die brief geskryf? Of laat skryf? Wie het dit eintlik, nie asof hy meganies Paulus se hand in beweging gebring het en woord vir woord geskryf het, dis die Heilige Gees, dis die Gees van God. Soos verlede week gesê, dis nie die handelinge van die apostels nie, dis die handelinge van die Gees van God. Hoe hy sy kerk gevestig het. Ons weet hoe dit gebeur het, dit was God se ingryping ook, want Paulus was op pad Asië toe, met Timoteus, Lukas en Silas. Hy wou soontoe gaan, want hy het geglo in sy hart, die Here lei hom om soontoe te gaan, en dan gryp die Heilige Gees in. En hy kry 'n visie en 'n droom van 'n man wat staan in Macedonië en sê, kom hier na toe, ons het hulp nodig. So die Heilige Gees gee vir Paulus die visie om weg te draai van Asië af, waarna hy wil gaan, waar hy opgelei is waarskynlik in 3 jaar, deur Christus self, draai hy weg Macedonië toe, en in Macedonië, want ons weet Macedonië, binne in hierdie provinsie, Macedonië was 'n provinsie, Filippi was 'n stad. Dit was 'n stad, en is vernoem na Alexander die Grote se pa, Philippus van Macedon. Groot stad, tipies Romeinse burgers, Grieke ook, daar was baie Grieke, maar dit was oorheers deur Romeine en Romeinse soldate, want dit is waarna die keizer al sy afgetrede soldate gestuur het na Filippi toe. En hulle beloon het, as hulle 'n goeie soldaat was, het keizer Nero of sy voorganger vir al hierdie soldate 'n plek gegee, soos 'n plot gegee, amper soos ons plotte ken. Hy het vir hulle 'n plot gegee in hierdie stad Filippi. So dit was 'n ryk stad, maar die Christene binne in die kerk het swaar gekry, want die oomblik as jy 'n Christen geword het in die tyd, het hulle jou afgesny, want mense het keizer Nero ook aanbid as 'n god. Die keizer is gesien as 'n god. Ons weet dat vandag hierdie goed oorgespoel het na selfs Japan toe, want hulle glo ook hulle keizer is 'n god. Hulle aanbid die keizer. Maar binne hierdie kultuur van die Romeine en die deurmekaar spel, hulle noem 'n pantheon van gode, want wie het hulle aanbid in hierdie stad? Ons weet hulle het nie net die keizer nie, hulle het God met die naam Pan, ken Zeus of Zeus, hulle aanbid, hulle Tyche aanbid, en hulle het Nemesis, jy hoort al gehoor van die woord Nemesis, hierdie is hulle Nemesis, dit is 'n god wat hulle aanbid het, die Grieke, en selfs Artemis en Diane. Ons weet dat die mense is baie lief vandag vir hierdie Marvel Comics Diane, Wonder Woman. Sy is Artemis. Hulle het geglo sy is een van die godinne. Nou binne in hierdie konteks bring Paulus dan die evangelie en hy word dadelik gekonfronteer, want hier in hierdie stad van Filippi waar hy die kerk dan geplant het, is daar 'n slavin wat 'n waarsêende gees het, en hulle sê inderdaad is die slavin se naam, of die vuilgees, waarsêende gees, noem dit Python, die Python spirit, en dit is so genoem. En Paulus sien dit, en sy vertel hierdie waarhede, want baie mense kan nie verstaan vandag, baie kerke doen sogenaamde profesie, en wat hulle eintlik maar doen is, hulle gebruik hierdie gees van Python. Dit is nie profesie nie, dit is voorspellings. Dis presies wat hierdie vrou gedoen het, die slawe. Sy het nie leuns vertel nie, sy het inteendeel vir al die mense vertel, julle moet luister na Paulus en Silas, hulle is die knegte van die Allerhoogste om julle die weg na verlossing te verduidelik. So sy het die waarheid gepraat. Ons skryf vandag ook mense wat sogenaamd die waarheid voorspel. Hier loop Paulus om vas teen hierdie slawe eienaar, slavin se eienaar, want hy gaan
teen hulle kultuur in. Hy gaan teen die manier wat hulle waarsêende geeste gebruik het en al hierdie pantheon van gode aanbid het. En wat gebeur met Paulus en Silas? Die mense is so dankbaar, hulle beloon hulle. Nee, hulle sit vir Paulus en Silas in die tronk. As ons nou 'n applikasie moet maak oor sinkretisme, hulle noem dit sinkretisme. As alle godsdienste na dieselfde, die pad is wat na dieselfde eindbestemming lei, soos die Hindus ook sê, all roads lead up the mountain. Want ons skryf vandag, jy weet wat aangaan vandag, dat ons in 'n kultuur is, en Amerikaners is in 'n kultuur wat jy allerhande gode moet aanvaar. En jy moet saam met hulle bly wees oor hulle anderster is en ander gode aanbid. Wees bly saam met die moslim omdat hy Allah aanbid wat hulle glo is eintlik ook God, die regte God. Sinkretisme wat meer en meer toeneem. Paulus land in die tronk saam met Silas oor hy sê nee, Christus alleen is die Here en alleen die gees van waarheid moet van vertel word. Jy weet van Chrislam, die Christian Islam samesmelting, jy weet van Boeddhisme, want binne in Chrislam is nie net Christianity en Islam nie, dis ook Boeddhisme, Shintoïsme, Hare Krishna, Judaïsme in sy ou vorm. En die Rooms-Katolieke vorm hierdie valse eenheid, wat hulle sê is een godsdiens. En dis in Suid-Afrika ook so. Ja, verdraagsaamheid. Jy weet wat gaan aan in die kerke oor die CRLI. Weet julle waarvoor staan CRLI? Dis 'n Commission for Linguistic Rights of Culture, Religion and Linguistic Rights. Dis waar die CRL is. Hierdie kommissie beheer in Suid-Afrika of wil al 'n kultuur, godsdiens en linguistiek beheer. En die nuutste, as jy gehoor het, vir Lydia gesê, die nuutste storie is, ons regering wil die CRLI in beheer plaas van alle godsdienste. Maar, soos ons regering het nie geld eers vir gesondheidsdienste of vir skole nie, wil hulle of beoog die edele ministers wat daar sit, wat oor CRLI is, om na al die kerke toe te gaan en hulle sogenaamd te dwing, dat hierdie kerkgenootskappe soos die Nederduits gereformeerde kerke, die Baptiste, die Methodiste, Presbyteriane, sal gedwing word om by te dra tot die CRLI, sodat die CRLI oor hulle kan regeer, vir hulle kan sê wat hulle mag sê, want elke predikant moet geregistreer word volgens hierdie stelsel. So die kerk moet betaal om 'n mag oor hulle te kry wat hulle gaan beheer. Kan mens so absurd dink dat die kerke dit gaan doen? Betaal vir julle om basies 'n komitee om oor ons te kom heers. Maar dit is hoe dit gaan, want volgens daai stelsel sal jy selfde geslag huwelike moet bevestig. Volgens die stelsel sal jy nie 'n lisensie kry of soos geregistreer kan word by binnelandse sake om 'n huwelik te voltrek. Volgens die stelsel sal jy moet toelaat om ander gemeentes ook wat nie soos Jehovah getuies moet saam met hulle te werk. Ons word een van hulle. Ons word deel van hierdie CRLI se beheer. En dis sinkretisme, dis wat aangaan in Paulus se tyd. Alreeds. Hulle wil hê alle godsdienste, of jy Zeus aanbid, die Griekse god, of Diana aanbid, en of jy die keiser aanbid, en of jy ander gode aanbid, jy aanbid dieselfde God, jy mag nie praat teen daai man se gode wat hy aanbid nie. Jy mag hom ook nie evangeliseer nie, dis wat aangaan in Rusland en China, jy mag nie evangeliseer nie, want hy wat die keiser aanbid, het 'n geldige godsdienst. Jy mag nie vir iemand anders te sê, Jesus is die enigste weg, die waarheid in die lewe nie. Want jy is reg as 'n boeddhis, jy is reg as 'n
moslim. Jy's reg, as 'n voorvader aanbiding. Jy's reg. Ek mag nie met hulle gaan praat nie, want dit is wat die CRI beoog om te doen, maar dit was al reeds in die tyd van Paulus. As jy klein Rome was, verdraai jy alle godsdienste. Want elkeen in Rome het sy eie God gehad wat hy aanbid. Hulle het ook voorvaders aanbid. Maar wat Paulus uniek maak, Paulus gaan sny, veral in hierdie brief, direk na al die toepassings toe. Ons het gesê wat uniek is in die evangelies, dit gaan nie baie oor die praktyk nie, die praksis, hoe jy die eklesia, die uitgeroepenes moet lewe nie, maar Paulus stel hom ten doel om 13 briewe te skryf, sodat die Heilige Gees vir die kerk kan sê, so moet julle lewe. Nie net dit moet julle glo nie, so moet julle ook lewe. Daarom het ons gesê, hy het gesê, wees eengesind, staan saam, sien jou broer hoor as jouself, moenie net na jou eie belang omsien nie. Dink, wees soos Christus in Filippense 2, wat homself ontledig het van sy eie eer en status, vlees aangeneem het, wees soos Christus. Paulus is vol van vermaning, maar in hierdie gedeeltetjie van vers 10 is dit eintlik asof Paulus die ware rede gee hoekom hy die brief geskryf het in die begin. Ja, hy wou vir hulle baie applikasies gee vir hartlikheid en liefwees teenoor mekaar, wat hulle noem in Filippense 4 vers 1 sê, my pride and my joy, my crown, my kroon en my vreugde, julle vir wie ek lief is. Maar nadat hy al van hoofstuk 2 af begin het om te vermaan, oppas vir dit, oppas vir die valse leer, oppas vir selfsug, oppas om vir soos Sintige en Euodia, oppas vir verdeeldheid, staan saam, wees een van sin. Hy sê nie dat ons saam met al die ander godsdienste, hy sê, julle as Christene moet by mekaar staan, sy aan sy veg, en dan, wat hy gesê het, wat belangrik is, vir wie ek lief het, as jy kyk 4 vers 1 praat hy 2 keer vir wie ek lief is, en hy eindig weer geliefdes, vir wie ek lief is, agapeithos, julle moet liefde vir mekaar hê. En dan kom hy vers 10 tot 12, dan sê hy, okay, dit is waaroor ek eintlik wou geskryf het vir julle, ek het nou al hierdie vermaanings doen, ek wil hê, dat julle moet weet, vers 10, ek is besonder bly, dat julle uiteindelik aan my dink. Maar hulle het lankal aan Paulus gedink, want hoe het hulle aan hom gedink? Ons kry dit reg deur die Filippense, hy sê deur gebede het hulle aan hom gedink, hulle het finansiële, in vers 14, my swaar kry, het julle vir my finansiëel bygedra, julle as medewerkers, Filippense 1 vers 5, julle is my co-workers, medewerkers, julle Epaphroditus 4 vers 18, julle het Epaphroditus na my toe gestuur, het hulle aan hom gedink? Ja, ons as hulle ons nie vir hom gebid het, en hom 'n medewerker gewees het, en hom finansiëel ondersteun het, en alles gedoen het vir hom nie, tog het hulle op 'n stadium, lyk my, het hulle so effens nie tyd gehad om vir hom te help nie. Maar nou sê hy tog, ek is in die Here besonder bly, vers 10, dat julle opnuut aan my gedink het. Paulus sê nie eintlik jy het nooit aan my gedink nie, hulle het aan hom gedink, hulle het hom ondersteun. Maar hy sê, maar julle het nog nie die geleentheid gehad om aan my aandag te gee. Julle het aan my gedink, maar julle het nog nie tyd gehad om my aandag te gee nie. En ons weet nie wat die rede is nie. Ons weet, dit kan wees, miskien het hulle self gewag vir iemand wat hulle na Paulus in die tronk toe kon stuur, miskien was Epaphroditus nie dadelik beskikbaar nie, miskien was dit Paulus 'n moeilike reisplanne, onthou hy het baie op sendingreise gegaan, en hulle het miskien nie geweet wat is sy reisplan of sy itinerary nie, as hy gaan nie, so hulle het geen opsetlike bedoeling gehad om nie vir Paulus by te staan en te help nie. Maar hy sê uiteindelik is ek in die Here bly, weer eens Paulus se deurloop tema, bly in die Here, ek is verheug in die Here, dat julle nou nie net aan my dink nie, maar nou ook opgetree het om my te kan ondersteun. Die idee, soos die professor Atlee se kommentaar sê, your concern for me was revived. Dit is eintlik wat daar staan in Engels. Julle het besef, julle denke in was vir my uiteindelik soos die idee is hier soos ons kry nou die jacaranda bloeisel wat nou uitstoot. Dit is te pragtig, die persblomme.
wat dieselfde woord, julle liefde en julle aandag het weer vir my ontbloei of weer begin bloei, soos bloeisels. So al het julle my nie vergeet nie, daar's 'n nuwe kraakvars herlewing soos bloeisels wat julle nou weer na my toe kom en na my kom help. Maar wat ons hier moet optel, nommer 1, wat Paulus probeer sê is, Paulus se gesindheid is, ek het nie gesit en wag tot julle dit doen nie. Julle het nou gedoen, maar ek het nie, want my voorsiening kom nie van julle af nie. Paulus sê, my voorsiening kom van die Here af. Die feit dat julle aan my gedink het en my gehelp het, die feit dat julle op 'n stadium nie aan my kon dink en my gehelp het nie, was alles volgens God se perfekte plan. Dis nie asof God gesê het, nou het ek probleme, die Filippense gaan nie my diensknegt Paulus. Nee, dit is deur God so beplan, dat hulle, sodat Paulus ook kan besef, dat hy gespeen moet word, en ons almal moet gespeen word op 'n stadium, om mense te vertrou, selfs Christene. Dis waarom het baie keer goed is, dat die Here om ander mense van ons laat vergeet. Hulle vergeet van ons, hoekom? Dis God se plan, sodat ons kan leer om gespeen te word. Ek hou van die Engels, to be weaned, weg van menslike afhanklikheid. En dis wat Paulus hier wil eintlik probeer sê, glo, dat ek kan leer, dat ek nie op mense moet vertrou nie, ook nie op julle nie. Ek is lief vir julle, julle is 'n pragtige gemeente, julle is my kroon en my vreugde, maar weet, ek is nie regtig diep afhanklik van julle nie, ek is afhanklik van God. Ons het verlede week gekyk in 2 Kronieke 16 vers 9, en ek met so teruggerigheid na Giselle verwys, wat so lekker goed kan memoriseer. Maar ek dink dis iets wat ons almal hoort, hierdie een vers memoriseer, 2 Kronieke 16 vers 9. Want dit is in Paulus gedagte ook, moet onthou, Paulus het ook die Ou Testament baie goed geken, waarskynlik het hy 2 Kronieke 16 vers 9 geken. En ons moet dit onthou. Kom ons begin by vers 16 vers 7. Was die Kersiete, dis die Filistyne en die Libiërs, nie 'n groot leermag met 'n baie groot getal strydwaans en strydbemanning nie, maar omdat jy op die Here gesteun het, word jy gesê vir Asa, het hy hulle in jou hand gegee. Want die Here, en hier is die vers wat ons moet in ons harte neerskryf deur die Gees. Want die Here, dit sê hoofletter Here is Jahwe, want Jahwe, sy oë deurkruis die hele aarde. Hoekom? Om hulle wie se harte volkome, die ander vertaling sê onverdeeld op hom gerig is, kragtig by te staan. Aanmaning vir koning Asa deur die profete. Jy draai weg van die Here af en jou oë word gefestig op mense. Onthou dat die Here se oë gefestig is op hulle. Die Here se oë deurkruis die wêreld om hulle kragtig te ondersteun wie se oë onverdeeld op hom gerig is. Paulus besef dit, my oë is nie op julle Filippense nie, is nie op die Korinte wat nooit bygedra het nie, is nie op die mense in Efese nie. My fokus is op Jahwe, is op die Here Jesus Christus. Hy sal my kragtig ondersteun en vir my voorsien. En so is die Here nog steeds. Jeremia 17, een van die verse van Koos vir Woensdag is, vervloek is die persoon wat op mense vertrou. Nee, vervloek is die een wat op mense vertrou. En tog gaan baie mense en hulle vertrou dat mense hulle sal help. Dis ons nie op tyd is nie. Ons verwag mense moet ons help. Nee, hulle moet ons help. Hulle, op wie se oë is dit hierdie ding gevestig? Kyk, Jeremia 17:5. So sê die Here, vervloek is die man
wat op mense vertrou, wat in mense sy krag vind, maar sy hart draai van die Here weg. Paulus ken hierdie verse, né? Vervloek. Dis nie 'n ligte ding nie. Die oë van die Here deurkruis die wêreld om hulle te ondersteun. Vervloek is die een wat op mense vertrou. Daarom sê Paulus vers 11, nie dat ek gebrek gely het of 'n tekort gehad het nie, maar ek het geleer. Hoor jy die woord? Ek het geleer. Dis 'n les. Om in alle omstandighede vergenoegd of tevrede, die Griek sê self tevrede te wees, of eintlik beteken dit om in Christus tevrede te wees. Daarom kan hy vir hulle sê, baie dankie dat julle uiteindelik nou weer aan my dink, maar onthou, ek het nie regtig gebrek gely nie, want die Here is die een wat aan my voorsien. Juis omdat ek my fokus op Christus geplaas het, het ek geleer om in alle omstandighede vergenoegd te wees, tevrede te wees, contentment. Ek het dit aangeleer. En dis een van die Christelike aspekte wat ons ook as mense moet aanleer, is contentment. Vergenoegdheid. Ek het 'n kapelaan gehad wat uit 'n charismatiese kerk gekom het, wat op 'n memorial of 'n gedenkdiens vir die mense gepreek het. Contentment is from the devil. Ek moes eintlik uit die kerk uit gestap het, en sy het my gevra waarom, sou ek gesê het, maar jy is so besig, jy so pas alleen verkondig. Vergenoegdheid is iets wat die Here ons aanleer. Dis nie iets wat jy kry nie. Dis soos geduld. Baie mense sê, bid, Here, gee my geduld. Het julle al gehoor? Gee my asseblief geduld. Nee, die Here gee nie geduld nie, hy leer geduld. Paulus sê, ek het geleer om vergenoegd te wees. Onthou, ek en Lydia kom van Monumentpark, klim op die van Garsfontein daar by wat is die pad wat daar wat ons afry, Riegel Laan, en ons sien hier op die hoofweg, dis 4, ons sien karre gaan stol van daai kant af tot daar, en ons moes nie eintlik op daai pad geklim het nie, want ons het oor 'n uur stil gestaan, nie gery nie, karretjie vir kar denk, ons het dood stil staan, mense het uit hulle karre uitgeklim, want daar was 'n trok wat 'n ongeluk gemaak het. Maar onmiddellik het dit weer gekom, die Here leer jou geduld. Wanneer jy in 'n bank inkom of in 'n winkel en voor jou staan 'n car guard, karoppasser, en hy betaal vir sy inkopies met 20 sente en 50 sente. En hy is besig om dit af te tel. Of wie van die was al in 'n bank gewees en jy staan en voor jou staan 2 mense met sulke sakke vol geld en jy moet wag. Jy moet wag. Of jy kan gaan. Die mense gaan nie sê, "O, kom jy vorentoe dat hierdie man eers sy klein geld hou nie." Jy staan agter hom. Of jy kom by 'n winkel en jy staan in hierdie lang tou net voor jy daar kom die tweede een, dan sny hulle af en sê nee, hy maak toe, hierdie teller maak toe, gaan na die volgende ding. Het jy dit al so ervaar? Die Here leer geduld deur ons in sulke situasies te plaas. Hy gee nie geduld nie, hy leer geduld. It's not given, it's taught. Contentment is not given, it's taught. Dit word aangeleer. Ons leer om vergenoegd te wees. Paulus sê, nie net ek is alleen geleer nie, ek is geïnisieer in dit in. Vers 12, hy sê, ek weet wat dit is om gebrek te ly, maar ek weet ook wat dit is om oorvloed te hê. Ek weet wat dit is om honger te wees, maar ek weet ook wat dit beteken om versadig te wees. So albei kante van die spektrum, ek ken dit. So ek het hierdie dinge geleer. As ek nie het nie, vertrou ek op die Here. As ek het, loof ek die Here. As ek honger is, bid ek na die Here. As ek versadig is, dank ek die Here. Ek lewe 'n lewe van vergenoegdheid, contentment. En dan vers 13, die mees uit konteks gebruikte vers in die hele Bybel. Daar is seker ander ook. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Mense gaan haal hom uit. Julle ken vir Tim Tebow. Weet julle van Tim Tebow? Sy Amerikaanse voetbalspeler wat 'n Christen is en hy's getroud met Demi Lee Nel Peters, die gewese mevrou Suid-Afrika. Ek dink Demi Lee was ook mevrou Wêreld.
Juffrou Werner gewees, as julle reg, nou baie jaar. Hy is met haar getroud. Hy het onder sy oë by sy gridiron voetbal het hy altyd die Filippense 4 vers 13 onder sy oë laat verf. Om te sê hy is 'n Christen. Maar die mense vra, hoekom, wat staan onder sy oë? Dan sê, Efesiërs 4 vers 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Dan sê hulle, hy is 'n Christen. En nee, baie mense doen nie goed om te sê, I can do all things through Christ. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ. Jy kan die emphasis op enige van die woorde plaas. Maar die groot ding word uit konteks uitgehaal, want ek het al gesien by hardlopers ook op hulle hardloop hempies agter Filippense 4 vers 13. Dis nie wat die konteks is nie. Die konteks is, Paulus sê, ek is vergenoegd in alles. As ek arm het, dors het of honger het, kan ek alles doen deur Christus, wat my in staat sal stel om ook daardeur te gaan. As ek gebrek het, ek is tot alles in staat deur Christus, wat ook in my, om dit te verdra, om ook daardeur te kom. Sien, die 12 en 13 moet aan mekaar gelees word, dus daar was nie verse in die tyd toe die Paulus geskryf het nie. Dis dieselfde idee en konteks. Ek is tot alles in staat, ek weet beide rykdom, armoede, oorvloed, gebrek, honger, versadig, dit kan ek verdra, want Christus gee my die krag om dit te kan deurstaan. Dan vat ons die vers in sy konteks. Groot idee is vergenoegdheid. Die konteks is gesindheid. Paulus se gesindheid. In sy gebrek, in sy swaar kry. Spreuke 30 vers 8, wat deur Salomo geskryf is, bevestig dit ook, wat in Paulus se gedagtes. Wat sê Salomo, die wysste man wat ooit gelewe is? Ek het altyd gedink, dis eintlik Dawid wat dit geskryf, maar is Salomo wat hier geskryf het. Hy sê, 30 vers 7, 2 dinge vra ek van u, sê hy. Moet dit nie van my terughou nie, asseblief, voordat ek sterf nie. Valsheid en leentaal, hou dit ver van my af weg. Dan die fokus, moenie my armoede of rykdom gee. Moenie vir my armoede gee nie, ook nie vir my 'n rykdom gee nie, asseblief Here. Dis wat ek van u vra. Hoekom? Breek my porsie brood vir my af, Here, sodat ek nie oorversadig raak en u miskien sê, wie is die Here nie? Of verarm my, dat ek nie steel in die naam van die Here geweld aan doen. So, wat Salomo sê, maak my nie ryk of arm nie, Here, gee net vir my genoeg, my daaglikse brood, net my porsie brood vir vandag. Ek wil nie arm wees, sodat ek moet steel, en ek u naam oneer aan doen nie. Maar ek wil ook nie ryk wees nie, want dan gaan ek jy vergeet. Dan gaan ek vergeet. Het vir ons gelees uit Deuteronomium 8. Julle moet weet waarlangs ek julle gebring het, sodat julle moet onthou, hoe ek julle vir 40 jaar lang gevoed het, hoe ek julle gelei het, hoe ek was julle voorsiening, ek was genoegsaam vir julle almal, julle kon eet, julle kon in die bloedige son, kon julle onder die wolkolom, in die nag as julle moes trek, het julle onder 'n vuurkolom getrek, julle kouse, of het nie kouse gehad, julle sandale het nie versluit nie, julle bene het nie eens verswel nie. Dink aan al die pad, dat ek julle gaan toets, om te sien wat is in julle. Ek wil kyk wat is in julle, of julle vergenoegd is. Jy sien, daar kom die vergenoegdheid en die gesindheid alreeds. En ons weet wat was die Israeliete se gesindheid. Het gesê, kan die Here, kan Jahwe vir ons 'n taal van die woestyn dek. Dat hom gesmaak. Paulus dink aan dit, hy sê, net so Salomo, ek wil nie ryk wees nie, want ek gaan van die vergeet. Sodra dit goed gegaan het met die Israeliete, Deuteronomium 8, het hulle weggedraai na ander gode. Vergenoegdheid, dankbaarheid. Paulus sê in 1 Timoteus 6, vers 6 tot 8, sê hy presies dieselfde aan, vir wie sê hy, met wie praat hy in 1 Timoteus? Hy praat met Timoteus.
Hy sê, Timoteus, jy moet dit weet en jy moet dit leer ook vir die ouderlinge wat jy gaan aanstel in die gemeente. Hy sê, wat wel 'n groot wins is, vroomheid wat met tevredenheid gepaard gaan, contentment. Hoekom? Ons het niks in die wêreld ingebring nie, en ons vat niks daaruit nie, maar as ons kos en klere het, as ons 'n bedekking het van ons liggaam en kos, moet ons daarmee tevrede wees. Dis 'n groot wins. Contentment, tevredenheid, dankbaarheid. Dis waarom God reg deur die Bybel, selfs in Deuteronomium 18 mense waarsku, leer om vergenoeg te wees. Leer om van die manna te leef. Moenie gaan vra vir vis, moenie gaan vra vir kwartels en vra vir, wees tevrede met dit wat ek vir julle gee. Deuteronomium 6:11, moenie vergeet nie. Onthou, ek het julle nou 40 jaar lank gedra, 'n generasie lank gedra. Sodra dit voorspoedig gaan julle my vergeet, gaan julle my in my gesig spieg. Daarom is die voorspoedteologie so gevaarlik vandag. As kapelaan was my grootste gehoor swart polismanne gewees. En glo my, hulle almal was nie content nie. Hulle was nie tevrede nie. Hulle wou vinnig bevordering kry, wou vinnig karre koop, wou vinnig ryk word. Daarom kry ons in Suid-Afrika wat nou vandag gebeur. Presies wat nou vandag gebeur, is dit nie. Hierdie korrupsie wat aangaan is oor mense nie genoeg kan kry nie. Hulle noem dit eintlik entitlement. Julle ken die woord entitlement. Ek is geregtig daarop. Ek sê vir Lydia oor die nuus toe ons gery het. Die nuutste, wat is die nuutste? Jy weet wat gaan aan in Swane? Dat die mense kontrakteurs gebruik, die munisipaliteit gebruik kontrakteurs om water te gaan voorsien, maar hoekom is dit nodig dat hulle moet gaan water en watertanks moet gaan voorsien? Hoe is dit moontlik dat dan nie water is nie? Want jy sien, die tenderkorrupsie gaan breek die waterinfrastruktuur moetswillig, sodat hulle kontrakte moet gee, tenders gee aan mense wat water voorsien, nie net in Mamelodi en Soshanguve en Hammanskraal nie, daar is nie water nie, want die mense het moetswillig die infrastruktuur vernietig, sodat hulle kan kontrakte kry by City of Tshwane, sodat hulle water kan voorsien, en hier is miljoene rande kontrakte, dis entitlement. Wat doen hulle dan? Wys hulle op van die video's, jy kan gerus op YouTube of Facebook gaan kyk, hierdie mense wat die kontrakte het, ry tot by 'n stroom, dan damp hulle, dan gooi hulle al hierdie water af wat hulle moet vat na die areas toe wat nie water het. Dit gebeur in Johannesburg ook. Hulle tap dit af, spoel hierdie water wat hulle moes gaan lewer het in Hammanskraal en Diepkloof en al die spoel hulle langs die pad af. Hulle gaan lewer dit nie die water. Nou die nuutste, nou word hulle uitgevang daarmee. Wat doen hulle nou? Dit was oor Radio Sonder Grense se nuus. Hulle gaan lewer die water af en die mense moet betaal daarvoor R1 vir 'n liter. Maar hulle het klaar hierdie miljoene rande kontrak gekry om dit te doen. Jy sien, wat lei tot onvergenoegdheid? Omdat ek nooit genoeg kry nie. Ek wil altyd meer. Ek is geregtig op. Ek is 'n agtergeblewene. Ek moet meer en meer kry. Maar Paulus sê in vers 12, ek is ingewy in watter ding? Om genoegsaam te wees in alles. Ek hoef nie te gaan steel nie. Ek hoef nie te gaan roof of te gaan lieg of bedrieg nie. Wat hy ook eintlik sê, soos ek sê, die woord is eintlik geïnisieer, geleer en geïnisieer in al hierdie dinge, dat geldgierigheid is inderdaad 'n gruwel voor die Here. Wat sê Hebreërs 13 vers 5? Sê julle gedrag moet vry wees van geldgierigheid. Ek weet nie of dit Paulus wat hierdie brief geskryf het, maar hy sê julle gedrag moet vry wees van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het, want hy, wat God het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Deuteronomium 8, ek sal vir jou voorsien, maar jy moet jou oog op my vestig, wat vir jou gaan voorsien. Ons het reeds gesê, Filippense 4 vers 6, wees oor niks angstig nie, ek is die een wat ek sal vir jou voorsien, wat kan 'n mens aan jou doen?
Dis wat hy sê, I've learned the secret of contentment. I was initiated. Ek is ingewy in hierdie kuns om self tevrede te wees. Ek het dit geleer. Ek is nie selfvergenoeg nie. Adlie sê ook, it is a beautiful artistic affirmation of Paul's trust in God's moment-by-moment provision in Christ. Dis waaroor die gedeelte gaan. Paulus is tevrede. Dis 'n pragtige artistiese bevestiging van Paulus se vertroue in God se sy oomblik na oomblik se voorsiening binne in Christus. Kom ons sluit af van die applikasie. So dit gaan oor die regte perspektief. Die Here is my helper. Julle Filippense voorsien nie vir my nie, die Here voorsien vir my. Die Here gebruik julle om vir my te voorsien. Ek het laasweek gesê, een van die applikasies, dink reg en doen reg. Nie net reg dink nie, leer om reg te doen. Dink voor ons hoop in ons entitlement is. Ons glo, ons moet hierdie dinge kry. Moeder Teresa was nou wel volgens sekere mense nie regtig 'n gelowige nie, sê van die mense. Maar een van die goeie dinge wat sy gedoen het, sy het contentment gehad. Want een van in haar dagboek het sy opgeskryf, ek het altyd elke dag vir God gebid, God gee my nuwe skoene. My skoene het gate van al die loop, hulle is verweer. Gee asseblief, sy het lank gebid voor sy skryf, maar in die tyd wat sy geleer het om vergenoeg te wees, het sy gesê, I was not content until I saw someone who was born without feet. Vra sy nie meer vir skoene nie. En sy sê, Here, ek het voete wat ten minste waarmee ek kan loop. Contentment, ware vergenoegdheid met dankbaarheid. Want jy sien, dankbaarheid is die genesing van lack of contentment. Dankbaarheid. Wees in alles dankbaar. Want die Here is my helper, Hebreërs 13 vers 5. Ek kom niks kort nie. Wat kan 'n mens aan my doen as hy vir my sal voorsien en hy sal? Ek sê baie keer die probleem is, dit steel ons vreugde en dit is 'n simptoom van 'n dieper leemte in ons lewe as ons nie vergenoegd is nie. Of ons kyk na mense en hulle voorsien nie vir ons nie. En dan verwag ons vertrou is op mense. En dan die tweede is 'n gesindheid van dankbaarheid. Dis waarom Paulus sê, ek het geleer om in alles vergenoegd te wees, vers 14, want God my die krag gee om dit te doen. Hy sê, julle is 'n besondere gemeente, want julle voorsien, maar wat hy bedoel, julle is God se voorsiening in my omstandigheid, daarom was dit goed dat julle in my swaar kry ook gedeel het. Julle voorsien omdat God in julle werksaam is en julle in staat gestel het om ook na my te kyk, maar julle is nie my voorsiening nie, God is my voorsiening. Mag ons ook leer in hierdie les wat Paulus bedoel, waarom ons tevrede moet wees. Waarom Christus, onthou Christus is net al genoegsaam vir ons voorsiening nie. Hy is al genoegsaam vir ons voorsiening. Dis waarom ons bid, gee ons vandag ons daaglikse brood. Maar hy is al genoegsaam in ons redding. Want daar is niks meer nodig nie. Hy red, hy voed, hy lei, hy klee, hy is al genoegsaam in hierdie land van woestyn waar deur ons trek. In Deuteronomium sal hy ons ook deurtrek. Mag die Here ons seën. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir u woord, die rykdom in u woord. Here, dat ook Paulus vir ons elders in Timoteus leer om vergenoegd te wees in alles, want as ons kos en klere het ons genoeg. Mag ons nie soos die Jode en Israeliete in Deuteronomium 8 wat gewaarsku is dat julle gaan vergeet, as julle rykdom bekom en julle word ryk, en julle gaan na hierdie ryk land Kanaan toe, gaan julle my vergeet. Mag ons u onthou, mag ons in behoefte na u kyk, mag ons 'n honger hê na u, want u is die brood van die lewe. Mag ons ook in al ons omstandighede leer om vergenoegd te wees in alles, en u daardeur te verheerlik, u wat die gewer is van alle goeie gawes. Seën ons Vader in hierdie dag, mag ons leer, en net om geduldig te wees, nie ook leer om vergenoegd te wees. Dankie dat u tog mense op ons pad stuur wat baie keer vir ons voorsien. Here, dankie dat u hierdie mense opgewek het, om ook
na, Here, u eie liggaam te kyk. In die tyd op aarde, Here Jesus, het u 3 jaar, het u nie gewerk as 'n carpenter of 'n skrynwerker nie, het die Vader tog vir u voorsien en die disippels om voluit die bediening te kan doen, en was hulle self vergenoeg. Leer ons ook dieselfde vergenoegdheid, omdat u die een is wat voor ons uittrek. As die goeie herder wat ons lei na waterstrome waar rus is, groen weivelde, dankie dat u vir ons sorg. Mag ons leer om vergenoegd en dankbaar in alles te wees, sodat ons die Vader daardeur kan behaag. In Jesus naam. Amen.